Leer my u wil, Heer, u doel met my. U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my, volgens u wil. Op u vertrou ek, nederig stil. Wanneer laas het u 'n museum gaan besoek? In daardie museum sien jy baie keer voorwerpe wat ergens eeue terug bestaan het, of instrumente wat gebruik is, iets wat vreemd is in vandag se tyd. En dan vra jy vir jouself af, wat sou hulle nou gemaak het met hierdie ding? Hoe sou hulle dit gebruik het? Wat noem 'n mens dit? Vriende, baie welkom by vandag se stilhou plek oor ankerpale in die geloof. En dis iets daarvan wat ons vandag hopelik ook saam met mekaar gaan deel, en wat jy saam verder gaan oordink. Wanneer jy hierdie boodskap geluister het, dan gaan jy dit verder oordink en toelaat dat die Heilige Gees verder met u gesels en met u praat. Want ons vra ook soms in die lewe, wat maak ek hier? Of hoe het dit gebeur dat ek hier beland het op hierdie tyd van my lewe? En dan is dit 'n goeie anker in die lewe om te weet, maar daar's 'n rede voor. Dis nie maar sommer net 'n goedkoop troos nie, dis nie maar sommer net 'n goedkoop resep nie, maar daar's 'n rede voor hoekom u hier is. En soms het ons die woorde om te beskryf wat die rede is hoekom ons hier op aarde is, en soms het ons nie die woorde nie. 'n dominee vertel eendag hoe hy na sy vrou se dood verlang net die woord kon uitkry. As hy probeer bid het, dan het hy net gesê, Here, en dis al wat hy kon sê. Want hy het gesukkel om die woorde te formuleer, hy het gesukkel om oor die hartseer te kom, maar in sy hart was daar so baie dinge aan die gang, en dat hy op 'n punt gekom het om te sê, God se plan stop nie wanneer ons woorde opraak. God se plan stop glad nie wanneer ons woorde soms opraak of stil raak nie. Kom ons lees saam met Romeine 8, hierdie paar verse wat hierby aansluit. Romeine 8 vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Ons woorde raak soms op, en dan kry ons hierdie pragtige woorde in Romeine 8, van vers 26 tot 30, wat vir ons sê, maar soms al raak ons gedagte wêreld deur mekaar, en ons weet nie altyd wat die rede is hoekom dinge gebeur, wat die rede is hoekom ons hier is, hoekom ek dan sulke dinge oor my lewenspad gekry het nie. Dan kom die Here en sê met die Heilige Gees. Dan kom Paulus in hierdie woorde van Romeine en sê met die Heilige Gees pleit vir ons. Al raak ons soms stil, want dit is nie altyd maklik nie. Die dinge waartoe ek en jy soms moet deurwerk op die geloofspad is nie altyd maanskyn en rose nie. Maar die Here kom en dan sê hy, my kind, ek kan jou mos nie vergeet as jy soms stil raak en deur moeilike tye raak nie, want daar's 'n rede hoekom ek jou gevorm het in jou moederskoot. Daar's 'n rede hoekom ek jou nog hier laat bestaan op aarde. Dis 'n anker om aan vas te hou dat God ook in sulke tye vir ons wil wys. Daar's 'n rede vir ons bestaan.
'n onderwyseres doen aansoek vir 'n pos wat sy baie graag wil hê by 'n skool. Sy gaan vir die onderhoud en sy sit 'n hart op hierdie pos wat sy graag wil hê. Net om 'n paar dae daarna te hoor, maar sy het dit toe nie gekry nie. En sy was platgeslaan, sy was teleurgesteld, want sy het so gehoop, dis die pos wat sy moet kry. En intussen tyd neem sy toe nou maar by 'n baie moeilike gemeenskap, neem sy toe 'n tydelike pos aan, wat sy sê maar, laat sy maar net eers daar skool gee, tot tyd en wyl sy iets anders kry. En vandag vertel sy 'n paar jaar daarna, hoe sy nie daar sou beland het, want daar in daardie moeilike gemeenskap, het sy besef, dis waar haar passie lê, dis waar haar roeping lê, maar sy sou nooit daar beland het, as sy nie deur die teleurstelling gegaan het, van 'n pos wat sy nie gekry het nie. En soms gaan ons deur sulke omstandighede, soms is dit so, dat ons deur teleurstellings gaan, en deur moeilike omstandighede gaan, maar ergens langs die pad, help die Here ons. Hy stap saam met ons, hy gee vir ons hierdie vashou plek om te sê, ek is besig met 'n groter prentjie in die lewe. Dit maak dalk nie nou vir jou sin nie, maar jy gaan dit stelselmatig ontdek. Broer en suster, God gebruik selfs ook soms die pyn en die hartseer. Van jy kan dalk vandag sê, weet jy, ek het nog nie regtig waar pyn en hartseer in my lewe ervaar, of ek het dalk al so klein bietjie, maar daar's baie mense, wat al soveel hartseer op verskillende maniere ervaar het, in hulle families, vriendekring, gemeenskap, hoe dit ook al mag wees. Daar was vroeër jare so 'n boekie, wat uitgegee is met die naam, Pyn het 'n pluskant. Pyn het 'n pluskant. En dis iets daarvan wat die Here ook dalk vir ons op hierdie dag wil sê, hierdie moment wil sê, maar jou bestaan en jou pyn, waardeur jy gaan, daar waar jy nou leef, daar's 'n rede, daar's 'n doel voor, maar weet jy, dis moeilik, as 'n mens deur moeilike tye gaan, deur pyn gaan, en iemand anders te kom sê vir jou, ag, weet jy, die Here laat alles ten goeie meewerk. Want dit is moeilik in daardie omstandighede, soos wat ons nou vanoggend hier gelees het in Romeine. Dit is nie altyd maklik en gerieflik nie. En soms raak 'n mens geïrriteerd met dit om te weet, mense moenie dit vir my kom sê, daar's nou 'n rede hoekom deur sulke dinge gaan nie, want ek het nou seer, ek is nou stik. Hoe sê jy dit vir iemand wat nou hulle kind aan die dood afgestaan het? Hoe sê jy dit vir iemand wat nou hulle werk verloor het en nie 'n heenkome het nie? Weet jy, byt net vas. Daar's 'n rede voor, God sal alles ten goeie meewerk. Ek verstaan uit 'n menslike hoek, is dit soms moeilik. Dis moeilik om hierdie dinge deur te werk. En dis waar die Heilige Gees vir my en jou pleit ook. Om te sê, in daardie moeilike omstandighede, wil hy 'n anker wees, waarin ons kan vashou, want daar's 'n rede, ergens vorentoe, al sien ons dit nie nou nie. Soos die man wat deur 'n egskeiding gegaan het, wat nou onlangs vir my sê, weet jy, ek het nie gewens ek gaan deur 'n egskeiding nie. Dit was nie in my wildste drome so gewees nie. Maar deur daardie egskeiding het ek besef, ek het nou 'n sagter manier van kyk na ander se seer. Ek het 'n sagter manier van kyk na ander mense wat deur egskeidings gaan, na gesinne wat deur sulke omstandighede gaan. Ek sou dit nooit ontdek het, as ek nie self daardeur gegaan het nie. Want weet jy vriende, God se plan is nie 'n kitsresep nie. Om hierdie anker om vas te hou, daar is nie net een spesifieke doel. Baie keer sê mense, hulle vra ook, wat is my doel hier op aarde? Maar daar kan ons baie redes wees. Daar is nie net hierdie een spesifieke rede nie. Maar God se plan en God se doel met my en jou, dit kom met tyd. Dis nie 'n kitsresep. Want hy sommer maar net gou vinnig sê, nou wil ek jou hier gebruik en nou wil ek jou daar gebruik. Dis nie hoe ek die skrif verstaan nie. En jy moet dit saam met my lees, hierdie gedeelte in Romeine weer, wat hy sê, maar dit vat tyd. En daardie vrymaking vat tyd om anders te dink. Want so kry hy ook nog meer broers en susters, wat saam die Here dien, op die manier hoe God het wil hê. Ek het lanklaas dit gesien, maar daar is nog mense, ek hoop ek spreek die woord reg uit, tapisserie of tapisserie,
Baie mense werk het, vrouens werk het uit, maar as mans wat dit ook uitwerk. Dis daardie voorwerp, hoe sal ek dit nou beskryf, wat u kan koop by 'n naaldwerkwinkel en dan word dit uitgewerk, 'n prent wat uitgewerk word met wol of met gare, word die pragtigste handewerk gedoen. En dan weet ons, as jy aan die onderkant kyk of die agterkant kyk, dan kan jy nie heeltemal dit sien nie. Jy sien hier's los drade en hier's puntjies wat uithang, maar draai jy dit om, dan sien jy hierdie pragtige uitgewerkte tapisserie. Ons sien ook nie altyd dadelik daardie prent en daardie beeld nie. En dit waarmee God stelselmatig besig is, hoe hy stelselmatig bemoeienis maak met my en jou, hoe hy tyd vat met elkeen van ons. Maar op 'n stadium dan begin sien ons die groter beeld. En dan sien ons die pragtige bokant, die voorkant. En dat ons vir mekaar kan sê, weet jy, ek het nie besef, God is so besig met my oor hierdie tyd. Deur goeie en deur maklike, deur slegte en deur hartseer seisoene van my lewe, het hy stelselmatig vir my gevorm tot waar ek vandag is. Vriende, dit vra dat ons hom sal vertrou. Vir hom op sy woord neem en sal sê, Here, ons vertrou u, want die anker waarin ek wil hou vas, is om te weet, u het my met 'n rede geskape, en u sal nie dit net laat los nie. Soos die twee bergklimmers wat opgestap het in die berg. Hulle wou 'n pragtige fotografie gaan neem daarbo van die berg af, en op 'n stadium gly die een so effens in sy dier kamera val uit sy sak uit. En dit lê toe nou daar op 'n rand van een van die rotswande. En hulle besef hulle kan hom sien, maar hulle kan nie daar uitkom nie. En hulle het probeer planne maak, maar hulle besef toe hulle gaan net nie by die kamera uitkom nie. Hulle sal dit nie kry nie. En hulle gaan toe na die dorpie toe wat daar naby is. Hulle vra maar, is daar nie 'n jong seun wat hulle dalk net kan help? As hulle hom nou vasmaak, sy voete net met 'n tou vasmaak, en hulle hom stelselmatig kan laat sak, dan sal hy die kamera vir hulle kan nader kry. En hulle kry toe daar 'n seun wat nie bang is nie, en hy sê maar, hy sal dit met liefde doen, hy sal saam met hulle opklim, en hy sal vir hulle die kamera, en hulle is toe by bly, hy sê maar daar is een voorwaarde, waarop hy dit sal doen. Hy sê, ja, ons sal vir jou betaal ook daarvoor, want dit is 'n duur kamera. Hy sê, nee, dit gaan nie oor die betaling nie. Julle kan my voete vasmaak en my laat sak, ek sal die kamera vir julle kry, op die voorwaarde, my pa gaan die tou vashou. Op die voorwaarde, my pa gaan die tou vashou. Broer en suster, ons Vader kan vertrou word. Hy hou die tou vas. Ek weet nie wat dit is, wat dalk in u hart rondmaal en waaroor u moet dink en waar u dalk soekend is op hierdie stadium nie. Maar die Here kom gee vir ons 'n anker. En hy sê, ek is besig. Ek het nie van jou vergeet nie. Jy het 'n doel op hierdie aarde. Kom ons bid saam. Leer my u wil, Heer, u plan vir my. Laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer, in u werk. As ek dan swak is, maak u my sterk. Heer, u gee u gawes, net soos u wil. Elkeen van ons is diensbaar, elk met 'n verskil. Vul met u gees my breekbare kruik, dat u my oral nuttig gebruik. Amen. Vriende, soos die Engelse sê, as jy so voel, die onderkant van die opname, like, subscribe, share. Dis 'n manier hoe Wellington ook die boodskap verder vat. En dalk kan dit vir iemand iets beteken.
Op hierdie geloofsreis waar ons nou is, van ankers in die geloof, mag jy 'n geseënde, wonderlike, bogelooflike ontdekkingsreis verder hê. Tot volgende keer.